To him who sits on heaven's mercy sing. We sing it. Worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is Him. Yeah, yeah, yeah. We sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat. Oh yeah. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are everything, and I will adore you. Yeah, yeah. You clothed in rainbows of living color, flashes of lightning, rolls of thunder. Blessing, loud and stricken, glory, power be to the only wise King. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Be filled with wonder, awestruck wonder at the mention of your name.
Goeiemôre. Na 'n week waarin oom Sirreltjie weer met ons gepraat het, is daar nog meer verwarring, nog meer frustrasie en verseker, nog meer soeke na 'n uitkoms. En ons harte trek soos 'n tuit na U toe, my Here, vanoggend. Vader, ek wil vir U dankie sê, dat ons nie in die hande van mense is nie, dat ons bestemming nie in die hande van mense is nie, dat U oor ons gedroom het, dat U 'n liefdesplan vir ons het, en dat ons, wanneer ons met die gemeente en met die gemeenskap vanoggend kuier rondom U woord, die penetrasie van U woord lewe sal bring, Here. Dis my versoek uit my hart uit vanoggend. Kom gaan verby al die skille en al die skerms en al die mure wat ons gebou het en toegelaat het in ons lewens. En kom vind ons broos en soekend op ons eie ek voor U troon, sodat U ons kan oorweldig met U liefdesplan in Jesus naam. Amen. Ek het beloof, ons gaan in die boek van Openbaring kyk en nou is dit geleentheid om nou hoofstuk 5 toe te draai. Wat 'n asemrowende gebeure. Toe ek in die week na hoofstuk 5 toe gaan, ek sê vir Pat, ek kan nie help nie, ek sit alleen in my studeerkamer, daar is niemand wat gaan applaus lewer nie, daar is niemand wat erkenning gaan bring nie, en daar, terwyl ek hierdie woorde lees, en hierdie beelde voor my afspeel, kom daar 'n realiteit, hy's aanbiddingswaardig, en ek wil die Here vertrou, dat daar iets vanoggend in ons harte saam gaan gebeur, daar in jou huis, miskien in party van u se werkplekke, maar dat daar iets van ons met ons gaan gebeur, om hom te aanbid. Ek lees vir u uit Openbaring 5, en ek het in die regterhand van hom wat op die troon sit, hom met 'n hoofletter, dis Yahweh, ons almagtige God, 'n boek gesien van binne en buite geskrywe, en met 7 seels goed verseël. En ek het 'n sterk engel gesien wat met 'n groot stem uitroep, wie is waardig om hierdie boek oop te maak en sy seels te breek? En niemand, luister mooi, niemand in die hemel of op aarde kon hierdie boek oopmaak om daarin te kyk nie. Hier is goeie nuus vir u. En ek het baie geween. Johannes is ontsteld in sy gees, weer eens. Hy beleef iets. Ek gaan dit nou vir u verduidelik. Ek het baie geween, omdat daar niemand waardig bevind is om die boek oop te maak en te lees, of selfs net daarin te kyk nie. Toe sê een van die ouderlinge, wat vir my, moenie ween nie, kyk, die leeu, wat uit die stam van Juda is, die wortel van Dawid, het oorwin om die boek oop te maak en sy 7 seels te breek. Die leeu uit die stam van Juda, die wortel van Dawid, sulke messiaanse beelde, ons gaan dit nou deurkyk. En ek het gesien en kyk in die middel van die troon en die 4 lewende wesens en in die middel van die ouderlinge staan daar 'n lam asof hy geslag is, met 7 horings en 7 oë, wat die 7 geeste van God is wat uitgestuur is oor die hele aarde. Hy het gekom om die boek te neem uit die regterhand van hom wat op die troon sit. En toe hy die boek neem, val die 4 lewende wesens, dis die 4 lewende wesens rondom die troon, en die 24 ouderlinge voor die lam neer, elkeen wat met sieters en goue skale vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is. Jou gebed, my liewe boetie en sissie, ek het by 'n man gehoor, die swakste gebed van die swakste, eenvoudigste Christen, word gehoor in die hemel. In hoofstuk 8 sien ons, daar kom stilte van 'n halfuur in die hemel, sodat God weer na ons gebede kan luister. Moenie ophou bid nie, jy word gehoor, en jy sal verhoor word. Toe sing hulle 'n nuwe lied, dis die skare rondom die troon, 'n nuwe lied om te sê, U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met U bloed gekoop uit elke stam, taal, volk en nasie. Dadelik verdwyn enige rasisme. En het ons konings en priesters vir ons God gemaak, en ons sal as konings op die aarde heers. En toe sien ek, en ek hoor 'n stem van baie engele rondom die troon, en van die lewende wesens en die ouderlinge, en hulle getal was 10.000 van 10.000 en duisende van duisende. Johannes sien iets so onbeskryfliks mooi. As jy in jare gelede by die monument in Pretoria was, terwyl die skare
daar vergader het om politieke besluite te maak of om te aanbid, dan sê jy ietsie kry hiervan, as jy 'n sportstadion was en 30, 40.000 mense bymekaar, maar hier's 10.000 maal 10.000 maal duisende, hier is 'n ontelbare skare. Ons kan nie vasmaak met 144.000 nie, dit was net 'n simboliese getal. Hierdie skare is die resultaat van 'n suksesvolle verlossing. En ek het engele rondom die troon en die lewende wesens gesien en die ouderlinge. En 'n groot stem het hulle mee uitgeroep: die lam wat geslag is waardig om te ontvang die krag en die rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof. En elke skepsel wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde en wat op die see is en alles wat in hulle is, het ek hoor sê, aan hom wat op die troon sit en aan die lam kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. En die 4 lewende wesens het gesê amen, en die 24 ouderlinge het neergeval en hom aanbid wat lewe gee tot in ewigheid. Hy was dood, maar hy gee lewe tot in ewigheid. Van hoofstuk 4 verander die toneel drasties en ons het nie tyd om na al die gebeure te kyk nie, maar ek wil graag vir u saam met my op hierdie reis vat, 'n geestelike reis van openbaring. Johannes is reeds toegelaat om die gebeure voor en rondom die troon gade te slaan, en ons word deur sy pen gewys wat hy daar sien. Hoofstuk 5 staan seker as die een monument van God se soewereiniteit. Dit gaan ons in die volgende afdeling hanteer. Dit baat ons egter om onsself te vergewis van die heerlike toneel wat homself afspeel. Die toneel begin met een wat op die troon sit. En die volke van alle tye, van elke ons wat nou in hierdie datum leef, moet verstaan, die troon is nie vakant nie. Daar's iemand op die troon. Al maak ons regering allerlei besluite, al word die wêreld op die oomblik gevange geneem, is daar iemand op die troon, is nie vakant nie. Maar in die persoon op die troon, in sy hand, is daar 'n boekrol. Nou, hierdie boekrol is ongelooflik belangrik vir ons om te verstaan vanoggend. So ek wil graag saam met u kyk. In die hand van God Almagtig, 'n boekrol met 7 seels geseël. 7 seels geseël. Die boekrol is geskryf aan die voorkant en aan die agterkant. Wat beteken dit? Onthou hulle het perkamentrolle gehad wat boombas was wat hulle afgekerf het en daarop geskryf het. Jy kan nie beide kante skryf nie. So as beide kante geskryf is, probeer Johannes vir ons 'n beeld uitdra van miljoene tonne se inligting wat hierin is. Daar was nie genoeg plek slegs aan die binnekant nie. En hierdie boek is verseël. Niemand kan hiermee inmeng nie. Wat is die inligting in hierdie boek vervat? As ons gaan lees, hoofstuk 6, 7 en 8, kom ons agter, die boekrol is die bestemming van die mens, van Genesis 1, regdeur, tot aan die einde van die wêreld. Dit is die bestemming van die mens, en daarom is daar so baie inligting. My lewensinligting is hier opgeteken, jou lewensinligting is hier opgeteken. Nou hier is die goeie nuus, niemand kon hom oopmaak, daar was niemand in die hemel, niemand op aarde, niemand kon inmeng, geen demoon, geen Satan, nie ons regering nie, nie SARS nie, niemand kon inmeng om hierdie boek uit die hand van God te neem nie. En Johannes wil so graag sien wat gebeur met die mensdom, want al die inligting is hierin vervat. En Johannes ween, want dit is so 'n desperate oomblik. Eintlik, as ek daar was, dink ek, nou nadat ek die inligting het, sal ek sê, ek sal op en af spring en juig en die Here loof. Daar's geen demoon wat jou lewe kan beheer nie. As jy hom nie toelaat nie, het hy geen seggenskap oor jou bestemming nie. As 'n mens met alkohol huil, gee jy alkohol toestemming om in te meng in jou lewe. As jy met allerlei praktyke besig is, gee jy iemand toestemming om jou lewe te versuur. Maar volgens God kan geen demoon inmeng as jy hom nie toestemming gee nie. Dit is die hele boodskap van die Bybel. Daarom sê die Here vir Adam en Eva, julle het droog gemaak, julle het gesondig, waar is julle?
Johannes weer niemand was gedig bevind om dit te doen nie, dan is daar 'n uitroep. Een van die ouderlinge roep met 'n reuse stem uit. Kyk, daar is iemand wat waardig is. En punt nommer 2 vir my is die waardige. Hy beskryf hom vanuit die troonkamer, die leeu van Juda. Wie is dit? Ons praat baie oor die leeu van die Juda. Wie is dit? Welbekende storie. Jakob seën sy seuns en noem Juda. Wat gaan kom? In Genesis 49 vers 8 en 9. Dan sê hy, die scepter, die simbool van oppergesag, is by Juda. Die jong leeu, vir altyd. Dis interessant, hoe dat 'n leeu altyd een of ander koning simboliseer. Dink maar aan die Disney film, The Lion King. 'n Leeu. Daar's 'n tweede faktor met betrekking tot hierdie leeu. Hy is ook die wortel van Dawid. Dis sy tweede messiaanse titel. Die eerste titel, Genesis 49, wanneer Jakob sy seuns seën, spreek hy uit, die leeu van Juda. En wanneer God praat met Dawid oor sy koningskap, is daar 'n tweede messiaanse titel. Jesaja 11 vers 1. As seun van Dawid sal die troon vir ewig behoort. Aan die seun van Dawid, die wortel van Dawid, aan die seun van Dawid sal die troon vir ewig behoort. So, Johannes hoor, daar's 'n leeu, hy kyk op om die leeu te sien, en dan rol die profetiese titels oor hierdie leeu voor hom verby. Maar daar's 'n tweede ding wat jy moet sien in hierdie prentjie, roer my gees. Johannes draai om die leeu te sien, en hy word verras, die lam in die middel van die troon. Hierdie ongelooflike verlossingsplan van God vind plaas wanneer 'n lammetjie geslag word. Die verlossingsplan van Adam en Eva in die tuin is 'n lam wat sy vel en sy bloed moes skenk as voorbeeld, as profetiese inligting dat daar iewers bloed gestort gaan word. Jesaja 53, deur sy wonde daar vir ons genesing gekom. Die straf wat vir ons vrede aanbring was op hom. Met ander woorde, daar is die perfekte lam reeds vir ons profeties uitgebeeld vanuit die skrif. En Johannes draai om die leeu te sien en hy word verstom. Hy sien 'n lam. Sentraal in die troonkamer, geliefde. Sentraal in die hemel, sentraal in die heelal. En dan staan hier in ons Bybel, daar staan 'n lam asof geslag. Die Grieks beteken asof so pas geslag. Johannes sien dit 'n paar jaar later, nie 'n paar honderd. Ons sien dit 'n paar duisend jaar later. Ek wil vir jou sê, daar's een ewige letsel in die volmaakte hemel. By die volmaakte troon gaan daar 'n ewige letsel wees. Die wonde van die lam, asof hy nou net geslag is. Vir ewige bewys dat die bloedoffer die mens kan terugbesorg aan God in verhouding. Kom ek praat gou met u oor simbole, die simbole van die koninkryk. Frankryk se simbool, hulle sportsimbool, hulle landsimbool is die haan. Brittanje is die leeu. Die All Blacks, silverblaar. Suid-Afrika die springbok. Die koninkryk, 'n geslagte lam. 'n bloeiende lam. Wow. Here, die koninkryk is magnificent. Kom ons praat gou oor hierdie lam. Hoe lyk hy? Wat verteenwoordig hy? Ons lees nommer 1, hy het 7 horings. In Deuteronomium 33 vers 17 praat Moses en hy verwys na die horings wat die volkere gaan wegstoot, want daar's gesag, daar's oorwinning. En so hierdie lam het 7 horings. Volmaakte gesag. Niemand het groter gesag nie. Matteus 19 vers 28 sê hy, 28 vers 19 sê hy, alle gesag in hemel en op aarde is aan my gegee. Volmaakte gesag. Die lam het 7 oë.
is die 7 geeste van God. Jesaja 11 vers 2 en 3 verduidelik hy die 7voudige bediening van Heilige Gees, wat op Jesus gaan rus, op Messias gaan rus. Hoor mooi, dis die gees van wysheid en verstand, raad en sterkte, kennis en die vrees van die Here. En hy spreek nie reg na wat sy oë sien of sy ore hoor nie, want hy het geestelike onderskeiding. 7 manifestasies van Heilige Gees deur hierdie lam wat op die troon sit. Hy weet alles. Hy verstaan alles. Hy het die wysheid van alles. Hy het raad en sterkte en hy gee sy sterkte graag. Hy gee graag aan my en jou gesag. En hy het die gees van die vrees van die Here. Met ander woorde, op hierdie lam is daar respek vir die een wat op die troon sit. En hy wil dit graag met jou en my meedeel. We don't speak about the little man or the old man upstairs. Ek het respek vir hom. En hierdie 7 geeste wat op die lam rus, is die alwetendheid van God. So, kom ek vat u net 'n oomblik terug na die boek. Die boekrol. Jesus, die lam, die een sentraal in die gebeure van die mensdom, van die verlossingsplan van die een op die troon vir die mensdom. Die boekrol word in sy hand gesit. En wanneer hy die boekrol in sy hand neem met die 7 seels, val die 4 lewende wesens, die 24 ouderlinge voor die lam neer, elkeen met sieters en goue skale vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is. Met ander woorde, iets van gebede en iets van ons geestelike lewe het invloed op wat hier staan. Kom ek wys gou vir u, werk hierdie boek. Hy is met 7 seels verseël. So, kom ons breek die eerste seël. En nou sê hy vir ons in hoofstuk 6, wat gebeur wanneer die eerste seël gebreek word. En so kom ons by die tweede seël. En die tweede seël word gebreek. En ons het inligting gehad. Nou kry ons nog 'n bietjie meer inligting. En ons kom by 'n derde seël. En so gaan hy aan tot ons al 7 seëls gebreek is. En ons uiteindelik by Openbaring 22 kom, by die uiteinde van die saak. Sodra hy die boek in sy hand neem, sodra hy die mensdom se bestemming in sy hand neem, die lam wat op die troon is, in vers 9 word daar 'n nuwe lied gesing. En hierdie nuwe lied is nie sommer net 'n ou lied met nuwe woorde nie. This song has new quality. Daar's 'n nuwe kwaliteit aan hierdie lied. En vir die eerste keer word hierdie lied in die heelal weer klink. U is geslag en het ons vir God met u bloed gekoop. Uit elke stam, taal, volk en nasie. Ek wil vir jou sê, daar's geen plek vir rasisme in die troonkamer nie. Almal kwalifiseer. Almal op hierdie aarde, maak nie saak watter stam, watter ras, watter nasie, watter kleur, watter geur. Almal kwalifiseer as gevolg van die sterwe van die lam op die kruis. Is dit nie vir u goeie nuus volgende nie? Ons hou niemand weg nie. Inteendeel, in hierdie dae, soos ons vorentoe beweeg, met hierdie krisis waarin ons onsself bevind, is dit juis 'n tyd om sy roem te kom verkondig. In die laaste paar verse van hierdie hoofstuk is daar niks anders as hierdie fenomenale aanbidding aan die gang nie. Wanneer ons luister na wat meneer Ramaphosa sê, wanneer ons luister na wat ons regering kwytraak, kom daar 'n beklemming oor ons harte, vir u met klein besigheidjies. Ek weet, hierdie is 'n stroewe tyd. Ons as gemeente het 2 maande laas by mekaar gekom. Elkeen van ons het al die vrae, wat van môre, wat van volgende week? En in die troonkamer word daar 'n spotlig, 'n helder kollig word gegooi op die troon. En hier sien ons 'n lam wat geslag is, om jou en my bestemming in sy hand te neem. Ons is nie uitgelewer aan ons regering. Ons is nie uitgelewer aan Satan se whims en woes nie.
Ons is nie uitgelewer aan een of ander snert wat iemand vir ons op Facebook stuur nie. Die lam op die troon met die boekrol in sy hand. Jou lewe en my lewe is nie in 'n risikovlak nie. Jou en my lewe is veilig. Veilig vir eeue en eeue. Want die leeu van Juda, die lam wat geslag is, het my lewe en jou lewe in sy hand. En daarom nooi ek jou, soos die skare rondom my troon, gaan lees asseblief Openbaring 5, wat niks anders kan doen as om uit te bars en te aanbid en 'n nuwe lied te sing. U is waardig om die boek te neem en die seels oop te maak. Niemand anders kon dit voor die tyd regkry nie, maar daar's een, Yeshua HaMashiach, God ons verlosser, die een met die salwing, die leeu, die wortel van Dawid, die lam met die bloedmerke. O my Here, saam met die mense wat vanoggend ingeskakel is, saam met volke oor die hele wêreld, kan ons nie anders nie, ons kan nie swyg nie. Wie sal my stil maak? Wie sal my kitaar se snare breek? Ons het niks anders as 'n loflied voor U vanoggend, want U is waardig, Here. U is waardig om my lewe in U hand te hê, want U het my gekoop en U het my gemaak 'n priester vir ons God, sodat ek saam met U, Paulus kom sê in Efesiërs 6, ons sit saam met U in hemelse plekke. Ek is nie meer daai ou verlore seentjie wat soek na 'n blyplek. Ek is nie meer daai ou verlore seentjie, daai knegt, daai slaafie wat hoop dat iemand vir my 'n almoesie gaan gee. Ek kom vanoggend na U met 'n loflied in my hart. U het my vrygemaak. U het my gekoop deur die bloed en U het my 'n koning en 'n priester gemaak. En ek sal U aanbid. Nie net met my woorde in hierdie halfuurtjie nie, maar ek sal U aanbid met my lewe, met my ore wat U hoor, met my oë wat U soek, met my voete wat U volg, met my hande wat U namaak, in Jesus naam. Amen. Amen. Was 'n hoopkruis, ja redder aan 'n hoopkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n hoopkruis, en daarom sal ek sing. Ek onthou vir Dawid, voor die ark het hy gedans en juig na die kruis van Jesus. Hoe sal ons kan hande vou en swyg? Want daar was 'n hoopkruis, ja redder aan 'n hoopkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n hoopkruis, en daarom sal ek sing. Wie sal my kan stil maak? Wie sal my gitaar se snaar afbreek? Wie sal my kan doodmaak? As my voete dans wil, los wil breek. Want daar was 'n hoopkruis, ja redder aan 'n hoopkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n hoopkruis,
as gevoelens hoegenaamd besluite raak, dan was daar nooit die pyn nie. Toe die spykers deur die bloed daar die houtkruis kraak. Aan 'n houtreis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis. En daarom sal ek sing. Oh, daar was 'n houtkruis. Ja, redder aan 'n houtreis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis. En daarom sal ek sing. Daar was 'n houtkruis. En daarom sal ek sing.